my lewe hier is alles. Met my hart en met my siel, met my woorde kom ek kniel. Halleluja, sal my liefde sing. En laat my wil, en laat my vlees, my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my liefde sing. Sal my liefde sing. Sal my liefde Daar sê goeiemôre, goeiemôre. Almal 'n sitplekkie. Is julle okay daarso? Is julle reg? Daarso 'n sitplek hier en daar in die middel oop. Hulle sê die een wat laaste sit open met gebed. Nee, ek maak dit 'n grap. Goeiemôre, baie welkom. Is 'n voorreg om weer saam as gemeente in die Here se teenwoordigheid te wees. Wat 'n voorreg is dit net nie. Ons vra verskoning vir die vol saal en die ongerief in die saal. En as die Here wil en ons het genoeg krag in die week wat kom en die ruggies wil saamwerk, dan sal ons volgende naweek probeer terugwees in die kerk. So maandag begin ons die klank terugdra en al die goeders terugsit en van die banke kom terug en so aan. En dan intussen kan ons saam met dit of deur dit kan ons al die mooi maakwerkies doen, maar dat ons net 'n bietjie spasie het. Is dit reg so? Wees net geduldig met ons vir vandag asseblief. Ek weet dit is nie lekker, ek weet dit is ongemaklik. Jy sit hier buite, jy voel of jy nou nie is deel van die kerk is nie, maar hulle sit daarom naby in die koffiepot. So ja, mag ek weet nie wat se uitdagings jy hierdie week gehad het nie. Ek weet nie wat se uitdagings al jy in hierdie 10 dae of 11 dae van die jaar gehad het nie. Maar mag jy dalk vandag net so 'n bietjie iets van God se hart ervaar, God se teenwoordigheid ervaar. En mag die Heilige Gees vanmôre net so 'n bietjie by jou stil staan. Ek wil met jou teksversie deel in Psalm 122 vers 1 sê en ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons gaan na die huis van die Here. So Here, ons kom vandag net soos ons is. Ek weet nie vir jou nie, maar my hart is net so, Here, ek kom vandag soos ek is. Om my hart vanmôre oopmaak en my gedagtes stil maak en my gedagtes op U rig en laat die Heilige Gees ons net vanmôre kom weer aanraak en kom vernuwe, nuwe krag gee. Dit voel of hierdie jaar al 6 maande lank is. Ek weet nie of vir jou ook al so voel nie. Aan ons besoekers wil ek vir julle sê baie welkom vanmôre aan elke besoeker. As jy vanmôre vir die eerste keer saam met ons is, mag jy die liefde en die vrede en die blydskap van die Here ervaar. Ons is bly dat jy is. Ons is bly dat julle ook hier is. En so voel asseblief tuis. Jy is mos in jou pa se huis, is nie so nie. Voor ek begin met die diens wil ek net vir elkeen sê baie, baie, baie dankie. Wat so hard gewerk het in die laaste rukkie is ons het al Oktober begin met die kinderkerk lokaal en ons sal volgende naweek, as alles goed gaan, is die kinderkerk weer oop en die kinders is weer op hulle pos en die onderwysers is op hulle pos en ek sien party van die ouers is dankbare harte. Ek vra nou van die mense wat kinders het jy al gerus? Hulle sê nee pastoor, ons gaan môre terug werk toe, dan gaan ons rus. So, maar baie dankie aan elkeen wat so hard gewerk het in hierdie laaste paar naweke, weke. Elkeen wat iets aangedraai het om te eet en water aangedraai het en saamgewerk het en gesoeg het, dat 'n paar mense het regtig al gebloei vir hierdie gemeente. So ons is bly, ons is dankbaar daarvoor. Gou net vinnig die aankondiging, soos ek sê, kinderkerk maak eers so komende Sondag maak die kinderkerk weer oop. En ons is dankbaar dat die 2 lokale is op 99%, maar hulle kan hulle definitief gebruik Sondag. Ons is dankbaar daarvoor en weer eens dankie vir elkeen wat daarbey ook betrokke was. En hierdie week is 'n groot opruimingsweek. Ons gaan begin al die lokale weer regkry en aan die gang kry, sodat ons Sondag wat kom as die Here wil, soos ek nou gesê het, weer terug is in ons plekke en die Here so kan aanbid. Goed, dan julle het gesien ek het geadverteer vir Donnie Swaggart. Nou die wat nie vir Donnie Swaggart ken nie, dis Jimmy Swaggart se seun en hy is ook nou 'n ouer man. Hy is ook nie meer 'n jong mens nie.
Ons het geadverteer dat ons hom hier by die gemeente gaan ontvang die 22ste Januarie. Ons het die venue geskuif terwille van die verbeterings en so aan. Ons gaan nie klaar kry en ek gaan nie met 'n rooi gesig staan nie. Alright, gaan nie oor my net, gaan oor die werk van die Here. Ek wil net dat hierdie gemeente met 'n rooi gesig staan en dan kry ons skaam en dan. So ja, ons het dit geskuif na Boksburg Noord gemeente toe. Hulle gaan hom ontvang donderdag aand die 22ste. Almal is welkom, dis gratis. Nou as jy jouself 'n guns wil doen, gaan luister na Donnie Swygert. Dis 'n bekende prediker, ou evangelie boodskap, evangelie manier van preek, 'n gewone Pinksterprediker. En ek gaan doen die moeite en ondersteun dit asseblief donderdag aan die 22ste om 6:00 die aand. Almal is welkom. Dan die jeug sou dan eers die 30ste geopen het, maar aangesien ons nou nie daardie donderdag of iets het nie en ons het nie daardie Saterdag, want ons sou die Saterdag ook met Donnie Swygert met die pastore hier gewees het, sal ons seker dan daardie Vrydag aand begin met die jeug. Dis nou volgende week in Vrydag. Jong mense, waar's die jeug? Hulle kruip nog weg. Nee, jy kan jou hand laat sak, my broer. Alright, daar's die jong mense, hulle kruip nog ergens weg. Hulle is ergens, sien ek, daar steek hulle koppies weg. Hulle wil nie vir my wys hulle is hier nie. So die jeug begin dan weer die Vrydag, dis volgende week 'n Vrydag, want die skool begin Woensdag. Dan het ons 'n departementele vergadering die 31ste Januarie om 10:00 die oggend, so alle departementshoofde en almal wat in beheer is van 'n departement. Ekskuus, nou gaan ek myself in hierdie val. Janie, jy kan die losstoele so uithaal. Dan kan jy hiersom hier voorsit as jy wil. As jy wil, hoor jy? Of jy kan daar sit ook, net soos jy wil. Net soos jy sit. So departementele vergadering 31 Januarie Saterdag om 10:00. Asseblief alle departementleiers, kinderkerkopleiding vind daar dieselfde middag plaas om 3:00. So as jy by kinderkerk wil betrokke wees hierdie jaar, kan jy net jou hand opsteek of net vir my kom sê na die tyd en met Renay praat. Renay lig net jou hand op daar vir ons. Kan jy net met Renay praat en ons gaan jou dan akkommodeer in die kinderkerk. Ons het 'n paar hande nodig want saam met die groei is dit mos nou lekker as ons nuwe gebou het, maar dan het ons die probleem ook dat ons het personeel nodig. Goed, so asseblief as ons daar hande kan kry, ons het daarmaal redelik mense wat hulle hande opgesteek het. Vir daardie werkie. Nuwe lidmate inligtingssessie, die Saterdag die 24ste Januarie, om 3:00, as jy besoek by ons gemeente en jy voel dis waar jy moet aanbid, daar's 'n klompie mense wat vir my gesê het, hulle wil graag, kan jy net daardie Saterdagmiddag 3:00 by die kerk wees, dan gaan ons met jou gesels oor lidmaatskap en waaroor gaan lidmaatskap en oor die gemeente en wat kan ons vir jou verwag en jy van ons verwag en ons gaan mekaar net 'n bietjie beter leer ken. En dan gaan ons dan Sondag die 1 Februarie met Nagmaal Sondag sal ons daardie nuwe lidmate voorstel. So as jy wil inskakel, jy is altyd welkom. Ons is soos 'n taxi, daar's altyd plek vir nog een. Alright. Dopelinge. Ons het 'n paar dopelinge gehad hierdie vakansie. Man, wat 'n groot voorreg. Waar is daai 2 kinders wat gedoop is? Is hulle hier vanmôre? Ek weet nou Lisy's nie vanmôre nie. Sy's op 'n groentjiekamp. Dis mos 'n groentjiekamp, is wat hulle dit nog noem. Alright. En ons het 2 kinders gehad wat daar's eintlik 3 van hulle wat gedoop is hierdie vakansie. Is David hierso? Daar sien ek jou nie eers nie, jong man. Kom staan nie voor ons julle 2 jong mense. Wat 'n voorreg as mens kan sien hoe kinders groei. Hierdie ouetjies was op 'n uitreik gewees saam met 'n groep mense in Buffelspoort, is ek reg? En daar keer die Here hulle lewens om. Hulle gaan saam met haar op uitreik en toe is hulle gedoop en ons is so trots op hulle. En Lisy, dis nou Skakel se dogter is saam gedoop, maar sy's nie vanmôre hier nie. Maar ons wil vir die tweeetjies sê, ons is baie trots met hierdie groot stap wat hulle geneem het. Weet jy hoe lekker is om te sien as jong mense die Here dien op so 'n manier. So kom ons gee hulle 'n lekker hande klap. Ja, gee hulle 'n lekker hande klap. Ek het vir hulle elkeen 'n sertifikaatjie gemaak, want dit was mos 'n groot gebeurtenis in hulle lewe. So David, daar's vir jou iets om te bære, en daar's vir jou iets om te bære, en julle kan vir die oom wat julle gedoop het vra, jy moet vir julle daar teken, is dit reg? Dan het julle 'n mooi sertifikaatjie om te bære. So ons is so trots op hulle, kom ons gaan net vir hulle bid, is dit reg? Kom ons sit net so en dan sluit ons die oë, dan bid ons net saam. Sê Here, baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het. Here, dat jong mense U dien in gees en in waarheid. Ons wil ons hande soos ons hande op hulle lê, wil ons hulle seën. Ons wil vir hulle sê, vra Here dat U
u goedheid en u guns saam met hulle sal wees. Daar wat hulle die pad stap geneem het om u te volg deur die doopwater. Here, ons weet doopwater volg na bekering. So ons weet hulle het hulle harte en hulle lewens vir u gegee. So ons vra Here, rig hulle voetstappe vir hulle, oral waar hulle gaan in hulle jong lewe, dat hulle altyd sal weet dat u is met hulle, u lei hulle. Mag dit die begin wees van 'n groot geestelike pad saam met u. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Baie welkom, baie geluk julle twee, hoor. Ons is trots op julle twee. Trots op, ja, julle lekker aan het klap. Goed, ons het verjaarsdag. Het ons verjaarsdag, my sussie? Kom ons gee net gou kans vir die maatjies wat verjaar het. Hulle sê almal wat vandag iets kry moet deel met iemand anders. Goeiemôre almal. Ons het 3 verjaarsdagmaatjies die week. Tannie Petra Hon, ek weet nie of sy is nie. Amanda McDougall en Mianay Fourie. Niemand nie, is hier nog iemand wat dalk verjaar hierdie week wat ek nie op my lys het nie? Niemand. Nee, dis baie erg. Jy sien, ek het geweet niemand is hier nie, so niemand gaan deel nie. Maar ja, ons sê vir hulle wat verjaar hierdie week, baie geluk met hulle verjaarsdag. As hulle nie vanmôre hier is nie, maak nie saak nie. Ons het aan hulle gedink en ons glo die Here gaan hulle seën. Goed, is jy reg om die naam van die Here groot te maak? Alright, nou het ek genoeg gepraat. Klink dit reg so? Ja, jy moet sê amen nou nie. Alright, kom ons staan, dan maak ons die naam van die Here groot. Die woorde is nou ongelukkig net op daai skerm, so as jy nou nie by die skerm is nie, dan vra ek nou groot verskoning, maar dit is goed wat ons altyd al baie gedoen het, so ek glo julle sal die woorde ken. As jy nie die woorde ken nie, dan is dit baie jammer. Ek is regtig jammer. Ons sal volgende naweek as alles goed gaan, is ons terug op ons pos. Maar ja, kom ons maak die naam van die Here groot. Ek wil jou vra, het jy al iemand gegroet vanmôre? Terwyl ons die eerste liedjie sing, stap na iemand toe, skud hulle hand, sê vir hulle baie welkom vanmôre in die huis van die Here. Klap lekker hande saam as jy wil. Jesus, sterke leeu van Juda. Jesus, vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot, U is ewig, U is altyd, en ek weet U sorg vir my. Word verewig, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, ek gaan alles net oor U ewig. U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U sorg vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, deur die passie binne my. Jesus, ek gaan alles net oor U Jesus. Jesus, ek gaan alles net oor U. Jesus, ek gaan alles net oor U. Kom ons gee die Here lofoffer vanmôre. Want dit alles gaan mos net oor hom. Amen. Halleluja. Give God the glory. Give God all the glory. Give God all the glory. Give God all the glory. And He will give you, and He will give you, and He will give you the victory. Satan, the blood of Jesus is against you.
Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. So let us give God, so let us give God, so let us give God all of our praise, God, all the glory, give God all the glory, give God all the glory, and He will give you, and He will give you, and He will give you the victory. Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. So let us give God, so let us give God, so let us give God all of our praise. Amen, halleluja, prys die Here. Ja, kom ons eer die Here. Halleluja, die volgende koortjie sê, ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek weet nie vir jou nie, maar ek wil reg wees as die Here kom. Amen, halleluja. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees as sy koninkryk. Ek wil gereed wees, sy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurhout van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom voor my, kom voor my, net soos U wil. Reinig my in die vuurhout van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. laaste maal, kom voor my. Kom voor my, net soos U wil. Reinig my in die vuurhout van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U in die naam van Jesus. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U in die naam van Jesus. My siel roep uit, loof die Heer. My siel
waardig, want U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig, Abba Vader, om aanbid te word. Laaste maal, want U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig, Abba Vader, om aanbid te word. Halleluja, prys die naam van Jesus. Halleluja, halleluja. Kom ons sluit ons oë net so vir 'n oomblik. En ons raak net rustig so in die teenwoordigheid van die Here. Halleluja. Dankie Jesus dat ons die naam kan aanroep as daardie naam bo elke ander naam. Dankie dat ons vanaand kan sê U is waardig, Here. U is waardig om geprys te word. Dankie dat ons vandag kan uitroep daar is niemand soos U nie. Ons eer U vanmôre. Halleluja. Kom ons roep die naam van die Here uit. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declare there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Here's the verse. I just want to speak the name of Jesus over every
is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Kom ons roep die naam van die Here vanmôre. Oh, shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Halleluja. Kom ons aanbid net, maak naam van die Here groot. Sê Here, ek roep die naam uit vanmôre. Ek roep die naam uit vanmôre as daardie naam bo elke ander naam, Here. Ek roep vanmôre Jesus oor my omstandighede. Ek roep vanmôre Jesus oor my krisis en oor my kinders en oor my huis en oor my gesondheid. Ek roep die naam vanmôre van Jesus, die naam bo elke ander naam. Daardie naam voor wie elke tong sal bely en elke knie sal buig. Die naam voor wie die duiwels vlug. Jesus. Immanuel, God met ons. Halleluja.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Heer, ons roep die naam uit. Ons roep die naam in ons beproewing. Ons roep die naam uit oor ons kinders, ons geliefdes, oor elke situasie. Dit lê vanmôre soos 'n berg voor jou. En die Here sê, roep my naam in jou omstandigheid. Roep my naam in jou beproewing. En ek sal vir jou deurkom. Dankie Here. Dankie Jesus. Kom gee onsself, ons lewe vanmôre vir U. En die woord sê vir ons, alles wat julle van die Vader vra, vra dit in my naam. So ons kom vanmôre en ons kom vra, Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U, in daardie troonkamer in die allerheiligste in, deur Jesus, want daar is net een weg tot God die Vader, en sy naam is Jesus. So vanmôre roep ons net daardie naam. Wat gee ons toegang tot God die Vader? Jesus. Wat gee ons vanmôre oorwinning? Jesus. Wie het ons siele gered in die kosbaar, deur sy kosbare bloed aan die kruis? Jesus. Wat het ek en jy vanmôre nodig? Ons het net Jesus nodig. So Here, ons kom vanmôre en ons gee dit alles vir U. Ons gee alles vir U. Word verheerlik vanmôre. En ons vra dit vanmôre in Jesus se kosbare naam. En dan ons weer saam met my. Amen. Amen. Dankie, kan die sitplekke neem. Dankie julle musikante, voorsangers. Ekskuus julle nou daar buite moet sit. Ek vra nederig om verskoning. As dit nie gemaklik is nie, ek gaan kort probeer wees, hoor. Julle weet wat gebeur as 'n pastoor sê ek maak klaar. Hy lieg. Vanmôre wil ek met jou gesels oor die onderwerp en die tema van my boodskap is vanmôre, wat maak jy hier? Wat maak jy hier? Kom ek net kyk of hierdie ouetjie vanmôre wil werk. Want ek praat met my hande. Ek praat met my hande. Ja, dit klink reg. As dit nie reg is, moet julle net skree. Laat ek net hierdie ouetjie hier wegvat, dan kan ek julle daarom almal in die oë kyk. Sy. Daar sy. Wonderlik. Wat maak jy hier? Waar kom jy aan hierdie gedagte? Pastore, wat maak ek hier? Nee, ek praat nie wat maak jy vanmôre hier in die kerk nie. Ek praat vanmôre, waar is jy in jou lewe? Wat maak jy hier? En ons kry hierdie gedagte, as ons kyk hier na
Elia se lewe en wat hom gelei het tot 'n plek waar hy gekom het, waar God hom die vraag moet vra, wat maak jy hier? In 1 Konings vers 18 of hoofstuk 18 kan jy gaan lees van Elia se lewe. En Elia, weet ons, was 'n godsman gewees. Ek meen, ons het al baie preke oor dit gehoor en ons ken die gedeeltes maar hier het vir my net weer so uitgestaan, want die Here het in hierdie week vir my gevra, terwyl ons besig om te werk, sê vir my, wat maak jy hier? Wat maak jy? Nou as ons terug gaan na Elia se lewe wat ek nou wil gebruik in 1 Konings 18, sien ons hy was suksesvol, hy het geleef vir die Here. Ek meen, hy was 'n profeet gewees. Hy was een van die groot profete gewees. En ons sien in hoofstuk 18 tart hy die Baal-profete. Ken julle die storie van die Baal-profete? Ja, en wat doen hulle? Hy gaan al 4 kruike water, gooi dit oor daardie altare neer en hy sê, alright, kom laat ons bid. En die God wat antwoord met vuur, hy is die ware God. Die een wie se God wat antwoord. En ons weet wat gebeur. Ons sien hy tart daardie ouens uit en hy kry die oorwinning. Later sien ons, hy sê vir sy dienaar daar op die Karmelgebergte, en as jy daar in Israel was, wat 'n voorreg om daar te staan. Jy kyk so ver uit, sien jy so oor die see. En hy sê vir sy dienaar, gaan op en gaan kyk of jy 'n wolk sien. Dis droog, hulle droogte. En die 7 keer toe die dienaar terugkom, toe sê hy, maar ek sien nou 'n wolkie so groot soos 'n man se hand. En jy weet wat gebeur, ons sien in vers 45, en in 'n oogwink was die hemel swart, van wolk en wind, en 'n groot reën het gekom. En Agab het op die wa geklim en weggetrek. En hoor wat sê vers 46, maar die hand van die Here was op Elia. Hoor mooi, hierdie man van God, hierdie persoon wat 'n pad met die Here stap, en dit lyk op hierdie oomblik of Elia 'n lewe van oorwinning lei, geestelike oorwinning, hy's geestelik sterk, hy's waar hy moet wees, maar die man is ook maar net mens, soos ek en jy, ek weet nie vir jou nie, maar daar kom daar in tye in my lewe wat ek minder geestelik sterk voel, of is dit net in die pastorie? Nee, en ons sien, hy gaan kruip daar weg in 'n spelonk, net na hierdie gebeurtenis, net na hoofstuk 18, waar Elia, hierdie sterk man is, sien ons, hy kruip weg in 'n spelonk. Ek meen, hy het al hierdie goed ervaar en beleef, in 1 Konings 19 vers 9, en hy het daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly, en kyk, die woord van die Here het tot hom gekom, en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Wat maak jy hier? Ek is seker God was verbaas en gesê, ek verstaan nie lekker nie. Jy het nou al hierdie goeders gesien, ervaar en beleef, nou kruip jy weg in 'n grot. Wat maak jy hier? Jy moet daar buite wees, jy moet in oorwinning wees. Wat maak jy hier? En soms dink ons hierdie vraag is 'n beklei vraag. Nee, dit is nie 'n beklei vraag nie. Dis eintlik 'n geestelike konfrontasie wat God eintlik uitnodig en hom maak en hom sê, kom op 'n plek waar ons weer kan herstel word. Wat maak jy hier? Dis nie maar net nog 'n teks nie. Ek bid regtig dat die Here vanmôre hierdie teks in jou hart sal plant, dat jy net sal hoor, dis 'n uitnodiging, is 'n geestelike konfrontasie. Wat maak jy hier in jou lewe? Waar is jy tans? Ek weet jy's in die kerk, ek praat nie van nie. Ek vra, waar is jy in jou lewe tans? Was jy gister en eergister in 'n plek van oorwinning? Nou kom die Here en hy vra vanmôre vir jou, wat maak jy hier? Weet jy hoe maklik bevind jy in hierdie situasie? Toe ons nog hierdie saal oorgedoen het, so 2 jaar, 3 jaar terug, ry ek eendag met die kar, met die Fortuner, ek was hardloop uit sakkie sement uit vir die teels. En ek weet, hulle gaan nie eens môre aflewer, en daar is nie tyd om môre af te lewer, want die teelers is hier en hulle wil werk, en ek spring in die kar en ek jaag hier af, hardeware winkel toe, en ek kom daar en ek sê vir hom, ons laai 100 van daardie sakkies binne in daai kar, en ek sit die sitplekke plat. En ons laai sommer 100 sakkies binne in daardie kar, en toe ek in die kar klim, toe besef ek, hier het ek moeilikheid. Want ewe skielik hang die kar so. En ek weet, hierdie kar is nie gemaak vir hierdie gewig nie. So beland jy in 'n situasie, deur 'n verkeerde besluit wat jy neem. En terwyl ek ry ek nou stadig, maar ek voel, ek is nie meer in beheer nie.
Want hierdie groot 2,5 ton kar is nou ewe skielik besig om my hele kar vol te hardloop, die hele pad vol te hardloop. Ewe skielik het ek nie beheer nie. En ek besef, hierdie kar is nie gemaak vir dit nie. Hierdie kar is nie gemaak vir dit wat ek met hom wil doen nie. En toe tref die vraag my, en die Here vra my daai dag, wat maak jy hier nou in hierdie kar? Waarmee is jy besig? En ek wil vanmôre vir jou die vraag vra. Hoe het jy hier gekom? Waar jy nou is in jou lewe? Hoe het jy jouself in hierdie situasie laat beland? Verkeerde keuses gemaak, verkeerde besluite, verkeerde dit. Waar jy dalk op 'n plek is waar jy oorlaai is, moeg nie voel soos hierdie kar buite beheer en alles is net jy kry net die beheer nie. En weet jy die enigste manier ons van daardie situasie ontslae kon raak? Daar's net een manier gewees. En wat was dit? Laai alles weer uit. Raak ontslae van die bagasie. Wat het jy opgelaai in jou lewe langs die pad? Ek vra weer die vraag vanmôre. Wat maak jy hier? Dit kom net oordeel uit nie. Dit kom uit 'n vraag uit God se hart om te herstel. Die woord van die Here het tot hom gekom in vers 9 van Hoofstuk 19 sê, wat maak jy hier, Elia? Ek wil vanmôre vir jou vra, wat maak jy hier? Kan ek jou gebruik as 'n voorbeeld, Frits? Wat maak jy hier? Hoekom is jy waar jy is in jou lewe? Sit jou naam in hierdie teksvers en maak dit jou eie. Dis die vraag wat God vra wanneer ons by verkeerde plekke skuil. Was jy al by verkeerde plekke in jou lewe waar jy geskuil het? Wanneer ek laste alleen begin dra. Wanneer ek dink ek kan dit alleen doen. Wanneer ek wegvlug van God af in plaas daarvan om hom te vertrou. Wanneer ek dinge probeer hanteer op my manier en doen. Wanneer dinge vir my te veel raak, dan tree ek uit vlees op en ek maak verkeerde besluite. En dit terwyl die Here al klaar vir ons eintlik die antwoord gegee het in die skrif. Want die eintlike antwoord moet wees, as ek jou vra, wat maak jy hier? Dan moet jy eintlik antwoord soos Psalm 119 vers 14 wat sê, U is my skuilplek en my skild, op U woord wag ek. Met ander woorde, wat sê Dawid? Ek is by die Here. As ek jou vanmôre moet vra, wat maak jy hier? Moet jy vir my kan sê, ek is waar ek moet wees. Ek is by die Here. Hy is my skuilplek, hy is my rots. So kan ek net gou vinnig 'n paar 5 puntjies noem. Dit was nou net 'n inleiding, is dit alright? Voor ons begin met die preek, nee, is daar nog koffie aan die gang daar? Ek wil net weet, want as ons hier klaar is, gaan ons daai koffie daar kuier. En ek sien daai hy's amper klaar, so tussen die boom en die bas. Sien, mans kan ook 2 dinge op 'n slag doen. Dis net vrouens nie. OK, kom ons kom by die punt. Punt nommer 1, die Here vra vanmôre vir jou, wat maak jy hier waar die las jou beheer? Het jou las jou al begin beheer? Soos die oorgelaaide voertuig wat ek nou van gepraat het, raak ons lewens swaar gelaai, vol van bekommernis, verantwoordelikhede, vrees, verwagtinge. Kom as jy dalk daar, waar jy op 'n plek is, waar die las van jou lewe, die kommer, jou lewe beheer. Dit begin my bestuur in 'n rigting, of my stuur in 'n rigting. Is ek reg? Wat maak jy hier? Onder 'n las wat nooit bedoel was vir jou om te dra nie. Want Psalm 55 vers 23 sê, werp jou las op die Here. Werp jou sorge op die Here, werp jou las op die Here, en hy sal jou onderhou, hy sal vir jou sorg. Nou kom die Here en hy vra vanmôre vir jou, wat soek jy hier? Jy is dalk dood van bekommernis. Die krisis in jou lewe beheer jou hele lewe. Die Here sê, maar ek sê dan in Psalm 55, ek sal vir jou sorg. Hoekom is jy daar? Wat maak jy hier? Jy sien, soos Elia, toe die las hom beet gekry het, en hy bevind homself op 'n verkeerde plek. 'n Man wat in oorwinning moet wees. En omdat een vrou sê, ek gaan jou doodmaak, hardloop hy weg, hy gaan gryp in 'n grot. Die las het gemaak dat hy gaan wegkruip, die kommer het gemaak dat hy gaan wegkruip, so dis nommer 1, die Here vra vir jou, wanneer die las jou beheer, wat maak jy hier? Nommer 2, dalk skuil jy vanmôre by die verkeerde skuilplek. Wat het Elia gaan doen? Hy gaan kruip in die grot weg. Waar moes hy gaan wegkruip het? By die Here, is ek reg? Hy gaan kruip in die grot weg. Jy kan gaan sien daar in 1 Konings 19 vers 1, en Agab het aan Jesebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hoe hy die Baal profete met die dood, swaard gedood het. Daarop stuur Jesebel 'n boodskapper na Elia en sê, mag die gode so doen en so daaraan doen, sekerlik sal ek môre sukkeltyd
jou siel maak soos die siel van een van hulle. Met ander woorde, Isabel laat hom weet en sê, ek kom vir jou. Ek gaan jou doodmaak. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak, terwyl hy van sy lewe weggegaan. En toe in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar hy self het 'n dagreis ver die woestyn in gegaan, daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is nou genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Kyk hoe kry hy homself jammer. Wat doen hy? Die oomblik toe die teenkanting kom, die oomblik toe hy 'n slegte nuus kry, wat doen hy? Hy gaan skuil by die verkeerde plek en die Here moet vir hom kom vra, Elia, wat maak jy hier? Kerk, die Here verwag ek en jy moet sterk wees. Hy sê nie nee, die Here verwag nie jy moet sterk wees nie. Laat ek myself korrigeer. Hy verwag jy moet net by hom skuil. Jy hoef nie die fight te fight nie, ons het nou hierdie ding al gepreek laas jaar, ken nou, die stryd is nie ons nie. Psalm 119 vers 114 sê, U is my skuilplek en my skild. Op U woord wag ek. Die Here sê skuil net by my. Jy hoef nie te beklei nie. Jy hoef nie te veg nie. Jy hoef nie sterk te wees nie. Ek is jou sterkte. Ek is jou krag. Ek is die een wat jou onderhou. So as jy vandag op 'n plek, verkeerde skuilplek, skuil jy by die verkeerde goed, dan vra die Here vanmôre vir jou. Wat soek jy hier? Dan sien hy gesit onder 'n besembos. Later kruip hy weg in 'n grot. Die Here vra nie vir hom hoekom is jy swak nie. Hy vra nie vir hom hoekom gaan jy deur moeilike tye nie. Hy vra nie vir hom sukkel jy nie. Hy sê vir hom, wat soek jy hier? Wat soek jy hier? En ek vra vanmôre vir iemand, wat soek jy hier? Bedoelende waar jy is in jou lewe, 'n lewe vol bekommer. Jy gaan skuil by die verkeerde plek. Baie mense gaan soek skuilings by verkeerde plekke. Die oomblik wanneer die stres kom, wanneer moeilike tye kom en dit kom, dis nie verkeerd nie. Ons almal beleef dit, ons almal ervaar dit. Maar wat doen baie van ons? Wat doen die mens? Ons gryp na ander goed. Raak verslaaf aan goed. Ons gryp na drank en ons vergryp aan die en ons jy sien Pinksterkerk het ons petsondes, drank, rook en skinder. Die res vergeet ons van, hè. Maar is dit nie, baie van ons gryp na iets. Ons maak dit ons skuilplek. Ons maak dit ons skuilplek. Die Here verwag nie vir jou moet sterk wees, die kind van die Here. Hy sê, maak net my jou skuilplek. Jy weet, jy kan die Here ken en die Here dien en nog by die verkeerde plek skuil, né? Het jy dit geweet? Elia is vir ons 'n voorbeeld. Ek meen, hy is 'n man wat die Here gedien het, is ek reg? Wat doen hy? Hy gaan skuil by die verkeerde plek. Dis 'n duidelike bewys dat ek en jy, ek wat nie is naby aan Elia is nie. Ek meen, hy is nou nie 'n hoogheilige nie, maar ek kan droom om so profetiese bediening te hê soos hy. Ek kan droom om so verhouding met God te hê soos wat hy met God gehad het. Wat maak my beter as daardie man wat so pad met die Here gestap het en kan water gooi en die Here steek daai goed aan die brand? Ek meen, hy doen 'n gebed en die volgende oomblik is dit donker en dit reën. Maar daar was net 'n wolkie so groot soos 'n man se hand. En dis een van die goeders wat hy gedoen het. As hy kan sukkel en die Here dien en struikel, hoeveel te meer kan ek en jy nie? So dis nie verkeerd nie. Wat ek wil sê is, kind van die Here, ek en jy kan ook onsself op 'n plek vind waar ek by die verkeerde plek skuil. En dan kom 'n diens soos vanmôre om vir jou te sê, hoekom skuil jy by die verkeerde plek? Wat soek jy daar? Punt nommer 3. Moenie by die verkeerde plek skuil nie. Punt nommer 3 sê, ek is jou skuilplek. God herinner Elia en sê, was ek nie by jou by die Karmelgebergte nie? Toe daar nie reën was nie? Toe jy op my staat gemaak het en ek het vir jou vuur gestuur? Was ek nie daar nie? Het ek jou nie beskerm nie? Hoeveel van ons kan getuig van die goedheid van die Here? Hoe die Here ons deurgedra het? Net oor hierdie laaste week of 2, ek praat nie van jare terug nie, ek praat van nou. Hoekom sal die Here dan nie môre vir jou stry nie? Die Here was daar vir ons. Daarom sê Psalm 18 vers 3, die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Die Here is my rots en my bergvesting. Kind van die Here, kom ons skuil by die Here.
Maak hom jou skuiling. Jy hoef nie alles te weet nie, jy hoef nie die Bybel te ken van voor tot agter en met onder die arme rondloop en almal probeer beïndruk nie. Hou net aan die Here vas. Wanneer dit moeilik raak, hou aan die Here vas. Kom ons los die goeders wat tydelike plesier gee. Wanneer ek moeilike tye beleef en ek het stres en ek het angs en ek weet nie wat môre inhou nie, kom ons hou aan die Here vas. Ek is jou skuilplek, sê die Here. Nommer 4 sê die Here, ek is nie net jou skuilplek nie, maar ek is ook jou skild. Weet jy wat is 'n skild? Dis iets wat ek in die plek sit of voor my sit om my te beskerm. Efesiërs 6 vers 16 sê, behalwe dit alles neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Julle ken die wapenrusting, né? Hy praat hier van die skild van geloof wat jy moet neem. Wat doen ek met die skild van geloof? Ek sit hom voor my neer en elke vuurige pyl wat op my afgevuur word, sal daardie skild afweer. Die Here sê, ek is daai skild vir jou. Nee, nie die skild wat jy gemaak het nou oor Desember nie. Dis 'n ander skild. Die skild, SKILD, nie U nie, ILD, ek is jou skild. Met ander woorde, ek is jou verdedigingsmeganisme. Ek is die een wat die aanslae vir jou sal wegneem. Ek is die een wat die houe vir jou gaan vat. Inteendeel, ek het klaar die houe vir jou gevat. Psalm 33:20 sê, hy is ons hulp en ons skild. Kom, laat ons nie soos Elia gaan wegkruip nie. Kom ons leer 'n groot les van 'n groot man. 'n godsman. Die Here vra vanmôre, wat maak jy hier? Wat maak jy hier? Buite daardie beskerming wat ek jou wil bied. Wat maak jy daar? Psalm 91 vers 1, julle ken dit so goed, hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Maak die Here jou toevlug. Dis soos 'n boom. As ek 'n groot boom op 'n grasperk het of in die veld het, en ek wil skadu hê, waar moet ek wees? Naby aan die boom, is ek reg? Maar van ons vat kanse, is ek reg? Ons wag dat die son so 'n bietjie sak, dan maak hy mos lang skadu's, dan staan ek so op die punt van die skadu, ek is daarom daar. Ek is daarom daar. Weet nie vir jou nie, maar ek wil nie so die punt van die skadu hê nie. Nee, ek wil onder die boom wees, ek wil vol skadu hê. Ek wil naby aan die Here wees. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting. My God op wie ek vertrou. Psalm 21 vers 7 sê, die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Dink jy vir een oomblik dat die Here weet nie waardeur jy gaan nie? Dink jy vir een oomblik die Here ken nie jou lewe nie? En wat doen ons? Ons probeer dit self fix. Ons probeer dit self regmaak. Die Here sê, laat toe dat ek jou skuilplek wees, laat toe dat ek jou skild wees, dat ek jou beskerm. As jy nie naby aan God is nie, hoe gaan jy dit ervaar en sien? As jy nie naby die boom is nie, hoe gaan jy die skaduwee beleef? Ek vra weer, punt nommer 5 is my laaste punt. Wat maak jy hier? Hy vra vir Elia in die grot, wat maak jy hier? Moenie dat die omstandighede jou angstig maak en oorhaastige besluite neem nie. Psalm 119 vers 114 sê, op u woord wag ek. Op u woord wag ek. Wanneer jy in moeilike tye is, gaan na die Here toe, maak hom jou bergvesting, maak hom jou skild, en dan gaan wag jy op die Here vir woord. Kerk, ek weet nie of jy dit al beleef het nie. Mense het wysheid, né? Mense kan jou raad gee, maar dit is nie goddelike wysheid nie. Wanneer jy regtig nie weet wat in die lewe aangaan nie, en jy wil antwoord op die Here, kan ek jou waarborg, die woord van die Here is vol antwoorde. Baie mense sê vir my, pastoor, ek hoor nie as die Here met my praat nie. Dalk moet jy 'n bietjie meer Bybel lees, want dis hoe die Here met my praat. Wanneer ek bid, praat ek met die Here. Maar wanneer ek Bybel lees, praat die Here met my. Is ek reg? Here, ek sal wag op u woord. Dalk sit jy vanmôre in 'n grot. Dinge het jou laat vlug. Jy hoor nie meer God se stem nie. Ek het vir jou goeie nuus. Selfs in die grot het Elia nog
God se stem gehoor. Kyk hierso wat gebeur. In 1 Konings 19 vers 9. En hy daarin is spelong gegaan, en die nag daar oorgebly, en kyk, hoor mooi, die woord van die Here het tot hom gekom, en vir hom gesê, wat maak jy hier? Die woord van die Here het tot hom gekom. Met ander woorde, 'n hoorbare stem het tot Elia gespreek en gesê, wat maak jy hier? Onthou, die vraag is nie om te beklei nie, dis 'n geestelike konfrontasie. Onthou wat ek in die begin gesê het, dis 'n uitnodiging om jou posisie te herstel met hom. En Elia kry die kans om sy saak voor God te stel. God vra hom 'n vraag. En as jy nou my huis bly, sal ek jou vraag vra, en voor jy kan antwoord, gaan ek vir jou sê wat ek dink. Maar God werk nie dieselfde nie. Die God werk nie dieselfde nie. As hy my vraag vra, wat maak hier, dan gaan hy sit en wag en sê, alright, kom ek hoor, wat sê jy vir my? En Elia kry die kans om sy saak voor God te stel. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy kry vanmôre 'n kans om jou saak voor God te stel. Jy is nie waar jy moet wees dalk nie. En hoor wat sê hy? Hy antwoord. Hy praat met God. Hy antwoord. Hy sê, ek het baie geëiwer vir die Here. Die God van die leerskare, van die kinders van Israel het die verbond verlaat. Die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem. Hy praat met die Here, hy praat met God. Wil jy nie dalk net dit probeer nie? In jou grot ervaring, wanneer dit voel jy vlug, en iets is agter jou lewe aan, fisies, dalk geestelik, dalk finansiëel, dalk jou huwelik, dalk jou verhouding met jou kinders, wat ook al dit mag wees. Die Here gee jou kans om te praat. Hy gee jou kans. Maar jy moet die kans vat en kommunikeer en met die Here praat. Hy kry kans, die Here laat hom toe. Jy sien, hy het wel iets reg gedoen. Hy het wel iets reg gedoen, hy het nie net alles verkeerd gedoen nie. Dit wil voorkom asof Elia wel geweet het, as ek net een kant kan kom, dalk was dit sy motief, om een kant te kom, en net, dat ek net weer die stem van die Here kan hoor. Dat ek net weer my hart voor hom kan oopmaak. En in daardie grot ervaring, wanneer hy eintlik wegvlug, is die Here so getrou, praat nog steeds met hom. En hy gee hom 'n antwoord in vers 11, hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. Hoor wat sê die Here vir hom. Kom uit jou omstandighede uit, kom uit. Gaan uit en gaan staan op die berg. As ek bo op die berg staan, wat spreek dit van? Spreek van oorwinning. Maar wanneer ek in die vallei van die lewe spreek dit van nederlaag, is ek reg, né? Maar wanneer ek bo op die berg staan, spreek dit van oorwinning. Wat sê die Here vir hom? Hy vra nie vir hom, hoe lyk jou omstandighede nie? Hy vra nie vir hom, hoe lyk jou situasie nie? Hy sê, man, gaan uit jou omstandighede uit en gaan staan bo op die berg en verklaar en proklameer en gaan haal jou oorwinning. Die kerk is stil. Gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. Die Here sê, kom uit hierso. Wat maak jy hier? Jy hoort nie hier nie. Jy's 'n kind van God. Wat soek jy? Kom uit hierso. Kom, wat soek jy? My kinders ewe skielik raak hulle benoud as ek dit sê. Kom, wat soek jy hierso? Uit. Ek sien daai prentjie met God die Vader. Wat soek jy hier? Jy hoort nie hier nie. Gaan uit, gaan staan op die berg, man, jy's 'n oorwinnaar. Jy's meer as oorwinnaar. Jy's nie 'n verloorder nie. Jy's nie die stert nie, jy's die kop. Kom jy uit en gaan staan voor die aangesig van die Here. Dalk moet ek en jy bietjie vanmôre uitkom en voor die aangesig van die Here begin staan. Wanneer laas was jy voor die aangesig van die Here? Die woord vanmôre vir jou is, gaan uit, wat maak jy hier? Kan ons begin klaarmaak? Jy kan nie vir altyd daar bly waar jy nou is nie. Jy kan nie vir altyd daar bly nie. Gaan uit. Staan op die berg voor die aangesig van die Here. Vandag vra die Here nie vir jou as jy sterk genoeg nie. Hy vra nie vir jou hy vra vir jou net, wat maak jy hier? Hier in vrees, in uitputting en isolasie. Onthou wat ons sê Psalm 119 vers 114 sê, U is my skuilplek. U is my skuilplek, my skuld. Op U woord wag ek.
Wat het Elia reg gedoen? Hy het geluister. Toe die Here praat, kon hy luister. Hy was gehoorsaam, hy het uitgegaan. God nooi jou terug. Hy nooi jou, hy sê, kom terug. Kom terug na my skuilplek toe. Kom terug onder my skuld in. Kom terug onder my woord in. Kom terug na my teenwoordigheid toe. So in die begin van die jaar, ek weet nie van julle nie, maar vir van ons het die jaar sleg begin. Ons is al 11 dae in die jaar, ons is al gehardloop en dalk het goed jou al in hierdie 11 dae, jy het al goed begin die 1 Januarie en dinge het verkeerd geloop. Moenie langer skuil waar jy nie beskerm is nie, kerk. En dis die punt wat ek wil maak. Wanneer ek daar is, wanneer ek wegkruip en skuil, nie as God my skuilplek nie, is ek nie op 'n plek waar ek beskerm kan word nie. As ek in die aand, as almal nou by die huis is, en dan sit ons mos nou die deure, maak die deure toe, maak die vensters toe, sit die alarm aan, is ek reg? Dis 'n bewaarplek. Maar as iemand dan nou ongehoorsaam is, wat ek nooit gedoen het toe ek 'n kind was nie, en hy die venster uitgeglip het nie, en hy's dan nou daar buite, en hy kry nou seer, en dinge loop nie reg nie, kan ek dan nou terugkom na my ouers toe, en hulle skel en sê, hoekom het jy nie na my gekyk nie? Hoe kon doen is dit met die Here? Hy sê, ek is jou skuilplek, ek is jou veilige plek. Dan hardloop ons weg, en ek is nie meer onder sy beskerming nie. Wat maak jy hier? Onder daardie las wat vir jou te swaar geword het, uit beheer uit, in vrees. Wat maak jy? Die Here roep jou terug. Hy roep jou terug. Kom, elke oog gesluit net vir 'n oomblik, asseblief. Kan die musikant vir my vorentoe kom? Elke oog gesluit. Jy weet wie jy is vanmôre. Jy weet waar jy is en of jy nie op die plek is nie. Die woord van die Here kom na Elia. Hy sê, gaan uit en staan voor die aangesig van die Here. Gaan uit en staan op die berg en kom voor die aangesig van die Here. Jy kan reageer deur die volgende. Jy kan daar waar jy sit, jou hart oopmaak en sê, Here, ek hoor U praat vanmôre met my. Jy kan eenvoudig net hierdie woorde mompel in jou gedagtes, in jou gees en sê, Here, hier is ek kom skuil weer by U. As jy wil, kan jy vorentoe kom, ons kan vir jou bid. Waar is jy vanmôre? Skuil jy, hardloop jy weg? Het jy slegte nuus gehoor, iemand is agter jou aan, soos Elia, toe hy hoor Isebel kom, en hy het vergeet God is sy anker. Hy het vergeet God is sy krag. Hy het vergeet. Maar weer eens, hoor die goeie nuus, in die plek waar hy homself bevind, waar hy skuil, waar hy nie moet nie, kom die Here nog steeds en hy ontmoet hom. Of vanmôre vir jou sê, die Here wil jou vanmôre hier ontmoet, op 'n plek waar jy jouself nie moet bevind nie. Kom, antwoord die Here se vraag vanmôre as hy jou vra. Waar is jy? Antwoord hom vanmôre. Jy ken die antwoord. Jy weet. As jou antwoord vanmôre is, Here, die lewe het my kom slaan. Omstandighede het my kom verniel. Here, ek weet nie meer waar ek myself bevind nie. Ek weet nie of ek kom of ek gaan nie. Ek weet hoe gaan ek môre nie, ek weet hoe gaan ek oormôre nie. Hoor hoe sê die Here vir jou. Kom, gaan uit, kom uit jou omstandighede. Staan op. Kom staan voor die aangesig van die Here. Wil jy vanmôre staan voor die aangesig van die Here? Daai staan, daai opstaan vanmôre is 'n geestelike oorwinning wat ek vat. Ek staan vanmôre. Ek staan vanmôre. Daai staan beteken ek staan uit my omstandighede uit op. En ek vertrou die Here. Wie wil vanmôre saam met my staan? Ek staan vanmôre. Ek staan. Here, daar's mense wat voor U staan.
Jy staan nie omdat anders staan nie. Jy staan omdat jy vanmôre nie langer in hierdie omstandighede wil bly nie. Omdat jy weet jy die Here nie jou skuilplek gemaak het nie. Omdat jy weet jy die vleeslike roete gevat. Nee Here, ek staan vanmôre. Ek kom staan voor die aansig van die Here. Ek kom staan voor U Here. Jy wat staan vanmôre, wil jy nie vir die Here sê, die Here vra jou, wat maak jy hier? Antwoord die Here. Praat met die Here vir 'n oomblik. Jy wat staan vanmôre, wil jy net vir die Here sê wat dit is nie? Wil jy nie vanmôre met die Here net kommunikeer nie? Halleluja. Halleluja. Kom soms, ek weet dit klink dalk vreemd, maar soms moet die Here hoor wat in jou hart is, kind van die Here. Die Here vra hom pertinent, die Here het mos geweet, hoekom sal hy vir Elia vra? Hy het dan geweet wat in Elia se lewe aangaan, hy ken sy hart. En die Here vra vir hom, hy moet dit hoor, wat maak jy hier? En die Here gee hom kans om te praat. Die Here gee jou vanmôre hierdie kans om te antwoord. Wil jy nie vanmôre die Here se vraag net beantwoord nie? Wat maak jy hier? Wat maak jy hier? Here, dit is my man se skuld. Wat maak jy hier? Here, dit is my vrou se. Wat maak jy hier? Here, die werk. Wat maak jy hier? Jy is veronderstel om in oorwinning te wees, want ek het al reeds die prys vir jou betaal. Here, my gesondheid. My kind, ek het vir jou gesterf aan die kruis, deur my wondes daar vir jou genesing. Here, ek is moeg. Here sê, ek is jou krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Here, ek voel gespanne, Here, ek voel gestres, Here. Wat maak jy hier? Kom antwoord die Here asseblief. Wat maak jy hier? Wil jy net vanmôre met jou hart en jou siel vanmôre, met jou woorde net vanmôre voor die Here kom kniel nie? Wil jy net vanmôre vir die Here daardie las gee nie? Halleluja. Kom daar waar jy staan en bid net vir 'n oomblik. Kom, ons gaan nie die diens uitrek nie, maar ek wil jou geleentheid gee om met die Here te praat, om voor die aangesig van die Here te kom. Met my hart. Met my hart en met my siel, met my woorde kom ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my woon en laat my vlees, my gedagtes heilig wees. Halleluja, oh, sal my lewe sing. Here, met my hart en met my siel verlang ek om die stem weer te hoor. Ons kom vanmôre en ons omgee onsself voor U, Here. Alle wat vanmôre in grotte vasgevang is, alle wat vanmôre deur omstandighede vasgevang is, Here, gee dat ons weer U stem sal hoor. Ons kom bring onsself vanmôre vir U. Sê, Here, hier is ons. Ons wy onsself aan U toe, Here. Hertoewyding vir U, Here. U het elkeen gesien wat staan, U ken hulle omstandighede. U ken hulle situasie. Die Here sê, ek sal met jou wees. Ek is jou toevlug. Ek is jou bergvesting.
Ek is jou skuld. Kom skuil net by my en ek sal jou vrede gee. Ons dank U daarvoor vanmôre. In Jesus naam. Amen. U kan die sitplek neem net vir 'n oombliekie. Kan ek vra dat al die kinders wat hier is gou vorentoe kom asseblief? Die wat wakker is. Die wat slaap kan jy rustig los. Ons wil nou nie 'n slapende kind wakker maak nie, want dan het jy moeilikheid. Al die kindertjies wat hier is. Yes, wonderlik. Kan ons sien is daar graad eentjie? Is daar 'n graad eentjie vanmôre? Wie se graad 1 parabeen? Kan ons sien wie gaan graad 1 toe? Ek weet van 'n graad eentjie. Daar's 'n graad eentjie. Hier's 'n graad eentjie. Daar's 'n graad eentjie. Ag, wonderlike 12 jaar vir julle wat voor lê. Mag die Here julle seën. Ouers, ek het vir julle goeie nuus. Wie is die graad 12's? Daar's 'n graad 12. Hier's twee, ons het nog eenetjie in die gemeente, maar daar's 2 graad 12's. Ons het van hulle wat begin en van hulle wat klaar maak. Maar vir die graad 12's wil ek vir jou goeie nuus gee en slegte nuus gee. Goeie nuus maak nou, die skool maak klaar, die slegte nuus is jy begin volgende jaar van voor af. Ja, hulle kan nie wag om klaar te maak met skool, as dit klaar is met skool en sê, ag, ons moet maar teruggaan nie. Ja, ons is dankbaar vir al hierdie kinders. Dit is so geseënd is ons met al hierdie kinders. Is ons nie gebless nie. Ja, julle lekker aan dit klap. Ja. En dan ons natuurlik 'n paar R-maatjies en graad R-maatjies wat ook nog hier tussenin is. Daarvan hulle slaap nog en daar's hulle nog. En dan het ons nou natuurlik 'n mamma wat nog 'n entjie moet gaan. Ek sien daar's 'n paar maande. En so ja, kom ons gaan vir al ons kinders bid. Dit is so belangrik dat ons vir ons kinders sal bid vir die jaar wat voor lê. Dat die Here hulle sal toebedeel met wysheid en insig en krag. En dan moet ons maar lyk my vir die ouers ook bid. Ja, net nie vir krag nie. Net vir genade. So ek kan jou vra, ons sal vir hulle lekker saam bid. Kan ons jou vra daar waar jy is? Ag, hulle het nie 'n kind hier voor nie. Kom ons bless ons kinders. Kom ons steek ons hande uit na hulle. En as daar van julle gemaklik is wat vorentoe wil kom en julle hand op die kinders lê, as jy welkom, doen dit. As daar van die geestelike leiers is wat vanmôre wil vorentoe kom, kom ons seën ons kinders. Kom ons bless ons kinders. Kom ja, stap na 'n kind toe. Kom laat ons net ons handjies uitsteek nie. Kom, as jy gemaklik is, stap na iemand toe. Seën hulle vanmôre. Here, ons seën vanmôre elke liewe kind. Elke jong mensie wat hier voor ons staan, Here. Seën ons vanmôre met goedheid en guns. Ja, Here, ons plaas ons hande op hulle. En ons vra, Here, dat U hulle sal kom aanraak vir die jaar wat kom. Die onbekende, ag Here, dat U daardie ou voetjies van hulle sal rig. Hulle wat nou pas begin met skool, Here, dat hulle hierdie 12 jaar wat voor hulle lê, dat hulle dit met vreugde sal doen, dat hulle geseënd sal wees. Beskerm hulle, ag Here, maak hulle ore doof vir die stemme van die wêreld, vir die invloed van buite af. Maar maak hulle geestelike ore oop, dat hulle U sal hoor. U stem sal hoor. Gee dat hulle die lig daar buite sal wees. In hierdie donker wêreld. Ag Here, gee dat hulle net gelukkige kinders sal wees. So bid ons dan ook vir die graad 12's wat klaar maak. Here, ons bid vir hulle ook vir die laaste jaar. Dis maak en breek. Seën hulle, Here, gee hulle rigting vir die pad vorentoe. Seën hulle met hulle besluite wat hulle moet neem, wat hulle gaan doen na skool, as hulle gaan werk. Gee vir hulle werk, Here. Seën hulle, Vader. Ons bid vir elke kind wat hier voor is, 'n gesondheid. Dat ons gesonde kinders sal hê hierdie jaar. Ons bid vir hulle veiligheid, Here, dat hulle veilig sal voel oral waar hulle gaan. Maar bo alles, Here, bid ons vir hulle geestelike standaard. Here, mag hulle U beleef en ervaar elke oomblik van elke dag. En mag hierdie plek vir hulle, hierdie kerk, hierdie geestelike tuiste, vir hulle 'n plek van veiligheid, liefde en aanvaarding sal wees. Gee, Here, dat hulle geliefd sal voel hierso. Gee, Here, dat hulle weet hulle is kosbaar en hulle is vir ons belangrik. En ons is lief vir hulle. En ons dank U daarvoor vanmôre. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee Here 'n lekker hande klap. Wonderlik. Wonderlik, wonderlik. Julle kan maar gaan sit. Ons gaan nou vir julle elkeen oue 'n sweetie gee vir die wat nog mag sweeties eet. Lekker jaar vir julle almal. Mag die Here julle bless. Amen. Het ons offerande opgeneem? Nee, ons het nie. Ons gaan sommer nou. Is dit reg met julle? Ons gaan 'n laaste lied saam sing.
Kom ons kyk wat gaan ons sing. Ons sing sommer daai Vader, ons eer U. Dan neem ons 'n offerande en 'n tiende op teenoor die werk van die Here. Ek wil vir elkeen wat getrou is, wat gee, sê baie dankie. Dankie dat julle ons ondersteun. Dankie dat julle die werk van die Here ondersteun. En mag die Here julle seën. Ons gaan so hierdie lied so 'n paar maal saam sing. Gaan ons offerandes opneem. En dan gaan ek vir Fritz vra of ons af te sluit met gebed. Is dit reg met jou? Dankie Fritz. Mag die Here jou seën. Kom ons staan. Daar's sy. Daar's lekker koffie. Daar agter is koffie. Julle moet nou nie haastig wees nie. Daar's 'n vars pot gemaak, lekker filter koffie. Moet nou nie dat ek nou daai koffie alleen moet drink vandag nie. En 'n kuier gerus saam met ons, hoor. Kom ons klap lekker hande saam. Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. My siel roep loof die Heer, my siel roep loof die Heer, want die is waardig om aanbid te word, die is waardig om aanbid te word, die is waardig om aanbid te word, die is waardig, Abba Vader, om aanbid te word, die is waardig, want die is waardig om aanbid te word, die is waardig om aanbid te word, die is waardig om aanbid te word, die is waardig, Abba Vader, om aanbid te word. Amen, kom ons eer die Here met 'n lekker lofoffer. Dankie Fritz, sluit vir ons af. Kom ons sluit die oë. Here ons God, ons Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus en sê Here, dankie. Here, dankie dat ons vanoggend hier kon gewees het, Here, en dat ons U kon ervaar en voel het, Here, ons loof en prys U naam. U is, U was en sê U sal altyd wees. Vader, ons kom na U toe en wil U vra as dit U wil is, Here, maak ons baie gelyk die jaar. Here, dankie dat ons kan besef en erken dat ons soos Maria moet wees en by U voete wees en dat dit die beste plek is om te wees, Here. Here, maak ons nederig en maak ons oë en ons oë oop, Here, en dat ons U kan hoor, voel en sien die jaar wat kom en waar ons is, Here, dat ons situasies kan raak sien, Here. Geef ons nuwe oë. Ons loof en prys U naam, Here. In die naam van Jesus Christus van Nazareth sê ons amen. Dankie dat jy gekom het. Geseënde dag vir u verder. Gaan in vrede van die Here. Daar's koffie. Kan ek 'n paar manne vra om vir ons net hierdie bankies weg te skuif vir asseblief? Dankie. Mag die Here julle seën. Om aanbid te word, U is waardig. Om aanbid te word, U is waardig. Om aanbid te word, U is waardig, Abba Vader, om aanbid te word.